Die woorde klink nog in ons gedagtes. Soek eers die koninkryk van God. Soek wat vir hom belangrik is. Ons sal in sy spore volg, want hy is die weg en die waarheid. En hy gaan dit ons nou weer leer deur sy woord. Sy woord, Jesus Christus is die woord. En ons is swak, ons struikel baie kere in hierdie navolg van Jesus Christus. Kom ons bely in 'n gebed dat ons klein is voor hom en dat ons sy vergifnis vra. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. In die hemel so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergewe ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Hierdie gebed ken ons al uit ons kop uit, Vader. So het Jesus ons geleer om tot u te bid. Maar dit is vir ons so moeilik om, soos ons nou gesing het, u wil te soek. Want my wil staan baie keer voorop. En my gedagtes en my menings. En u wil ons weer vanaand bring in nederige erkentlikheid dat u God is. En u woord die enigste waarheid is. En ons het vanaand gekom om voor u te buig in heilige ontzag en eerbied voor u. Ons respek vir u. Omdat ons u erken as die heerser van ons lewe. En ons wil weer hoor hoe u ons bemoedig en krag gee om daardie besluite te neem dat u ons lewens beheer. U sorg vir ons ryklik. Ons het gesing, u sorg vir ons in oorvloed. Nie net in aardse dinge nie, maar juis geestelike krag, geestelike inhoud. Die brood van die lewe, wat ons vanaand kan eet, wat ons kan inneem. Gee dat ons erns maak met hierdie gesprek met u, hierdie ontmoeting waar u met ons praat en ons teenoor u reageer. Dit bepaal ons lewe. Die rigting wat ons inslaan, ook vanaand, gaan bepaal wat die res van vanaand gaan gebeur, môre en die week wat voorlê. Help ons om ons voor u te stel en ons fyn in te stel op die werking van die Gees wat deur u woord kom. Wat hierdie week voorlê, weet ons nie. Of ons die week gaan deursien, weet ons ook nie. U weet. Maar ons wil ons so voed deur dit wat u gee, dat wat ook al gebeur, al sing ons die nogtans, maak nie saak wat gebeur, die nogtans sal ons in u jubel. Ons struikel, Vader, want ons is swak en klein en ons bid, dat u ons daarvoor sal vergewe. Toe Jesus aan die kruis gebid het, Vader, vergeef hulle, het u geluister na die gebed van die Seun. En daar die vergifnis vir ons voorberei. En dis op grond van dit wat hy gedoen het, dat ons mag vra, vergewe ons, Vader. Ons weet waar ons oortree het, ons weet waar ons eie pad geloop het, hierdie week wat verby is. Maak ons gewete nou skerp. Ons gewete, sê ons en u weet saam, wat ons dink en sê en doen. Wat 'n voorreg om dit te mag weet.
want dit is die energie en die krag wat U ons gee om op U spoor te wandel. Breek U woord vir ons oop, Vader, ons is gretig om te hoor wat U gaan sê. Amen. Broers en susters, Handelinge 15, U het dit in die polslag gesien. Die boek Handelinge is 'n boek wat deur Lukas geskryf is. En hy was 'n fyn waarnemer, hy was 'n mediese dokter. En in die Handelinge van die apostels gaan dit grootliks oor die ontstaan en die groei en die voortgang van die Nuwe Testamentiese kerk. En hier so by Handelinge 15 rond wat ons gaan lees, is daar nou tipiese menslike dinge wat na vore kom in die kerk wat Jesus op aarde gestig het. En ek wil 'n gedeelte daaruit lees en toepas vir ons gemeente. En dit gaan oor die vergadering in Jerusalem. Ek gaan dit lees en dan gaan ek kortliks daarna verwys. Paulus en Barnabas in die besonder is afgesonder deur die gemeente om uit te gaan. Hy was die groot sending predikant, apostel, wat die woord gebring het vir die heidenasies, onder andere. Daar het mense van Judea afgekom, ekskuus as die Bybel sê, maak dit asseblief oop op Handelinge 15, ek lees uit die 83 vertaling. Daar het mense van Judea afgekom en die gelowiges wys gemaak, as hulle nie die gebruik van Moses nakom deur hulle te laat besny nie, kan hulle nie gered word nie. Dit sê eintlik vir hulle in die tweede persoon, kan julle nie gered word nie. Toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset en in 'n heftige meningsverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem toe moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. Hulle gaan nou synode hou. Nadat die gemeente hulle van die nodige vir die reis voorsien het, het hulle deur Fenisië en Samaria gegaan en vertel van die bekering van die heidene. Hieroor was al die gelowiges baie bly. Ek net so 'n merkertjie uit gee om onthou dit, die gelowige was bly oor die heidene wat tot bekering gekom het. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente, die apostels en die ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het, maar vir party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, van hulle het na vore gekom en gesê, en hier is nou ook 'n kernvers, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Dis nou van die heidenasies wat Jesus ontmoet het en tot bekering gekom het. Die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, en hoor nou, ek verwys in die preek terug na hierdie stuk, wat Petrus in sy wysheid vir hierdie vergadering sê. Broers, julle weet dat God my lankal uit julle geleedere gekies het om die evangelie aan die heidenasies te verkondig, sodat hulle kan glo. En God wat die harte ken, het dit bevestig deur die Heilige Gees aan hulle te gee, net soos aan ons. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy het ook hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle dan nou God se geduld op die proef stel, deur op die nek van die gelowiges uit die heidenasies 'n juk te lê, wat ons voorvaders nie in staat was om te dra nie, en ons ook nie? Het gaan oor hierdie wettisisme van die Jode. Nee, ons en ook hierdie gelowiges glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word. Baie sterk genadeverkondiging. Daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders wat God deur hulle onder die heidenasies gedoen het. Toe hulle klaar was, sê Jakobus,
Broers, luister na my. Simon, dis Petrus, het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidene nasies om te sien, deur vir hom 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde. En nou verwys Jakobus terug na Amos, een van die klein profete. Hierdie aanhaling wat nou volg, kom uit Amos 9, letterlik wat Jakobus van die Ou Testament die woord bring. Daar staan geskrywe, daarom sal ek terugkom, dis nou God wat praat, hoofletter ek. Daarom sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer oprig. En ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek, so kernwoord, kernsin, almal die Here kan soek, ja, al die heidene nasies wat hy geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. Dit is van ouds af bekend, daarom meen ek dat ons dit nie vir hulle moeilik moet maak vir die heidene om hulle tot God te bekeer nie. Maar nou moet vir hulle geskrywe word om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein. Dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwrig is moet hy eet nie, en ook nie bloed nie. Hierdie voorskrifte van Moses word immers van ouds af in elke stad aan die gemeente voorgehou. Elke Sabbat word dit in die sinagoges voorgelees. Die klem op hierdie teruggryp van Jakobus uit Amos 9. Ek sal terugkom, sê die Here, en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou. Broers en susters, ek en Bram het die geleentheid gehad laas week om 'n seminaar by te woon van 'n deputategroep van ons synode, waar emeritus dominees bymekaar gekry word en vir ons bietjie deur 'n kursus te vat en kyk of ons nie kan help waar gemeentes swaar kry nie. Dis 'n hartseer feit, nie net in die gereformeerde kerke nie, maar in baie van die protestantse kerke, dat die gemeentes kleiner word en selfs toemaak om ons maak gemeentes toe. Hoe hartseer is dit? En daar het ons gesels oor, en daar's verskeie redes hoekom gemeentes sukkel en swaar kry of selfs ongesond is, en dat ons net weer die basis van die evangelie bedien in terme van die hele bediening van die gemeente. En ons het weer gepraat oor die synode, DV Januarie wat kom van ons kerke, en onder ons is daar maar bespiegel en gevra, maar is die synode nog besig om hulle te hou by die kernsake van die kerk, soos wat ons hier gelees het in Lukas 15, waar die wyse Paulus, Barnabas en Jakobus hulle gebring het by die kernsaak wat die Here gedoen het, nie net die tradisies van die verlede nie, en die vorms wat hulle wou gehad het, die fariseërs, dat die nuwe gelowiges eers al hierdie tradisies moet deurgaan. En ons kan baie lank daaroor praat, dit is nie die kern van die preek nie. Dit gaan of ons, ook in ons gemeente, Reinhard het vanoggend mooi gepreek oor die sif, wat die koring sif en skei van die onkruid. Maar sif ons ook uit soveel dinge wat in 'n gemeente gebeur, na die kern waaroor dit gaan. Daar's 'n slim teoloog, nee, hy is nie 'n teoloog nie, hy het net 'n boek geskryf met baie mooi beginsels. Baie van julle ken die boek van Stephen Covey oor 7 Habits of Highly Effective People. En ek wil net een uitlig hier, wat jou totale lewens uitkyk en jou prioriteit of jou voorkeure kan bepaal. Hy sê, ek dink is die tweede habit, first things first. Tussen 10 goed wat jy moet doen, moet jy die belangrikste eerste doen. Daar is altyd important stuff to do, maar die belangrike dinge, maar die noodsaaklike moet eerste kom. En dan sê hy, the main thing
is to keep the main thing, the main thing. Dis nog 'n interessante sin wat mens kan onthou. In jou voorkeure elke dag, waaroor gaan dit? Wat is die hoofsaak waaroor dit gaan? En ek het gedink hier rondom, wat is ons besig in die kerk mee, in ons gemeente ook, in die eintlik aangrypende tema. Mens wil eintlik nie daaraan dink nie, sou Jesus tuis weer hier vanaand. Met groot respek, Jesus is God, hy is nie nou meer op aarde nie, maar kom ons verbeel ons net, sou hy nog op aarde toe kom, sou hy hier tuis wees. Is ons die kerk van Jesus Christus? Na watter kerk toe sou hy gaan, van die duisende Christelike kerke? Na wat een toe sal hy gaan? Gereformeerde kerke, NG, hervormd, charismatiese? Mens wil nou nie te wyd gaan, seker nie, maar waar is Jesus se kerk? Sou hy aandagtig luister na die kern waaroor dit gaan in sy kerk, of sou hy uitstap? Baie mense stap uit kerke uit, dis hoekom kerke toemaak. Ons lidmaattal is oor die 600 belydende lidmate volgens die boeke. Maar ek het nog nie presies getel hoeveel kom in ons kerk nie, maar die statistiek sê ons bywoning selfs oggende is onder 50%. Mense stap uit, of kom nie meer nie. En ons gaan nie vanaand dit ontrafel en kyk waaroor dit so is nie, want dit kan een van twee dinge wees. Of ons hou ons nie besig met dit wat ons moet mee besig hou, naamlik God se woord, en ons gaan nou daarna 'n bietjie breër kyk, dat mense wat Jesus eintlik hier kom soek, hom nie kry nie, en dan gaan in 'n kerk gaan soek waar Jesus is. Of ons hou ons besig met die dinge van Jesus, sy woord, maar die mense wil dit nie hê nie. Hulle sit in slaap. Is nie belangrik nie, ons moet die aanddiens bywoon en dan gaan ons weer. 'n Ligtelike opvatting van kerk en ons is die kerk, en wat ons hier leer en watter doel het dit in ons lewens. Hoe verander dit my lewe? En dan sal hulle ook gaan. En dit raak nie net erediens nie, dit raak die hele gemeente se bediening, dit raak ons hele lewe. Dis 'n baie bekende gedeelte in Openbaring 2. Jesus se visitasie in Efese. Visitasie is 'n kerklike woord wat beteken visit. 'n interne kuier, 'n dringende kuier van kerke bymekaar. En Jesus gaan kuier by Efese, by al 7 gemeentes gaan kuier, maar ook gaan kyk hoe gaan dit daar. Lees saam met my. Hy sê vir hulle, dit is net 'n gedeelte wat ek uithaal, julle volhard wel en julle het baie vir my naam verduur. Dit is eintlik positief wat hy vir hulle gee. En het nie moeg geword nie. En dan kom maar 'n maar. Ek het dit teen julle dat julle my nie meer lief het soos in die begin nie. Dink daaraan waarvandaan julle geval het. En dan die opdrag, bekeer julle en doen weer die dinge wat jy in die begin gedoen het. In die ou vertaling staan, keer terug na my eerste liefde. Dit gaan oor die liefde. As julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek die lampstander van sy plek verwyder. Kan ons dit indink? Dat Jesus 'n kerk toemaak. En sê hier gaan dit oor ander sake. Dit gaan nie oor wat hier moet gebeur nie. En hy beklemtoon die liefde. Ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar. Dis die groot gebod. Liefde tot God en liefde tot mekaar. Handelinge 15 vertel van die gemeente wat heel moontlik hierdie probleem ook gehad het. Dat hulle nie hulle besig hou mee met die eerste liefde nie.
dit waaroor dit gaan in die Bybel, in die evangelie nie. En hulle het hierdie struwelinge gehad, en mense afgevaardig in 'n vergadering gaan nou, en ons het gehoor wat Petrus en Apollos en Jakobus vir hulle sê. Kom terug na wat God bedoel het. Kom terug na wat in sy hart lê. Hy het die heidenasies vir hom 'n lankal bymekaar gemaak. Moet dit nie vir hulle moeilik maak om lidmate te word nie. Moenie kom met die formalisme en die sake wat rondom alles gebou word, voor ons vir hulle lief is nie. Want dit was vir die fariseërs en van die Jode wat daar was, 'n geval van geestelike hoogmoed. Ons en hulle. Julle is nog nie soos ons nie. Ons is dan nou lankal in die kerk. Julle kom nou sommer vandag hier in. Julle moet dan eers ook deur die ontgroening gaan. Kom dit stel dit nou maar so, soos eerstejaars in 'n koshuis. Ons leef in 'n wêreld van ons en julle. En julle is nie soos ons nie, en ons maak nie soos julle nie, en ons kom in ons kampies by mekaar. Die politiek is vol daarvan, die wêreldgeskiedenis is vol daarvan, dis hoekom maar oorlog is. Ekskuus. Ons kan lank daaroor uitwy. En veral in die brief wat hy aan Efese skryf, die hele Efesiërbrief handel oor die eenheid tussen God en sy kerk. Johannes is baie sterk hieroor. Johannes 17, waar hy verduidelik hoe Jesus gebid het. Ek bid, Vader, dat u die eenheid bewaar, ek in u en u in my, en hulle wat u vir my gegee het in my, in u. Die woord van God is teen verdeeldheid, soos wat in hierdie geval was in die gemeente. So broers en susters, as ons net 'n bietjie 'n vraag vra, wat lê in hierdie profesie? God sê vir Amos, gaan lees Amos 9 as jy 'n tydjie het. Maar dit staan hier. Wat is God se hart? Want dit is waaroor dit moet gaan in die kerk, in ons bediening, in ons prediking, in alles wat ons doen. Ek sal terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou. Ek sal sy bouvalle herstel, ek sal dit weer regmaak, sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, al die heidenasies wat ek geroep het om my eiendom te wees, dis God se hart. En dan vra mense, hoekom die huis van Dawid? Wat was kenmerkend aan die huis van Dawid? In die Hebreëse vertaling in Amos vir die huis van Dawid en Nuwe Testament en Handelinge oor huis het altyd te doen met 'n tent of 'n tabernakel. 'n Struktuur, 'n eenvoudige struktuur. En Dawid se tent was maar 'n eenvoudige tent. Hy verwys nie na die tent van Moses wat later die tabernakel word nie. En hy verwys ook nie na die tempel van Jerusalem nie. God wys hier, hy sal die huis van Dawid herstel. En as ons by Dawid is, wat was kennend aan Dawid? En Dawid was die man na God se hart. Dit staan in die Bybel. Dawid se hart, dis wat God soek. Nie gegaan hoe die tent gelyk het nie, maar dis 'n paar paal en 'n paar doeke wat oor mekaar gesit is. Maar dit gegaan oor wat binne in die tent, die huis van Dawid aangegaan het, waar die verbondsark gehou is, wat Dawid se hart was. Ek het 3 punte uitgelig, wat ons by Dawid leer, en wat ons moet doen. Om uit die beginsels uit te leer, maar wat lê hier in die huis van Dawid vir die huis van Benoni, of die huis van die GKSA, of ander kerkgroepe. Want hier word kernsake genoem, en die eerste wat ons kry uit die psalms, ek gaan 'n paar psalms nou opsit, liefde vir God en sy woord. Dis aangrypend as jy die psalms lees en hoor en lees net gou saam met my hierdie ene.
vanaf vers 8. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe krag. Hy het 5 of 6 keer hier, wat hy die woord van God saamvat. Die bepalings van die wet is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat onervare is. Die opdragte van die Here is reg. Dit bring die vreugde in die hart. Die gebod van die Here is duidelik. Dit gee insig aan die mens. Die eerbied vir die Here is suiwer. Dit geld vir altyd. Die beslissings van die Here is waar. Almal is regverdig. Dit is kosbaarder as goud. Dit is soeter as heuning. En hoor mooi, die laaste vers, u dienaar laat hom waarsku daardeur. Groot is die beloning as mense hulle nakom. En dan is daar 'n paar ander psalms wat Dawid se liefde vir die woord van God beskryf. Die tweede is Dawid se hart. Mens kan so baie eintlik uithaal, maar terwille van 'n preek, goeie gereformeerde preek, 3 punte. Psalm 27 vers 4 tot 6. Waar hy uitroep, 'n mens hoor sy hart hier. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon. Die huis van Dawid. Om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Dawid is die psalmis, wat die meeste van die psalms geskryf het. Ons het nou gesing. Staan op en sing. Die koning kom, Jesus is ons koning, ons sing van ons koning, en ons doen dit van harte. Dis die tweede saak wat bekend is by Dawid, sy oorgawe en sy hart vir die Here. En die laaste een, God en Dawid se verhouding van liefde, en die liefde onder mekaar. Die kerk. Nie net hy saam met die Here nie, maar die kerk. Pelgrimslied van Dawid, hoe goed, hoe mooi is dit as broers en susters, een gesind saamwoon. Jy leer die eenheid in die kerk van die Here, dis die koinonia. Vers 3, dit is soos die dou van Hermonberg, wat op die berge by Sion val. Waar broers en susters so saam woon, skenk die Here sy seun 'n lang, lang lewe. Hier's 3 kernsake wat God soek, wat Jesus soek in sy kerk. Dis waarna God verlang. En die liefde wat hy gee, die eerste liefde wat God vir ons gegee het en wat ons vir mekaar gegee het, soek hy in sy gemeente. Nuwe mense wat van buite af inkom, besoekers, gaste, mense wat genooi word. Die uitdra van die woord aan vreemde mense. Mense wat hier hoort, maar nog nie hier is nie. Mense wat nie ver bly nie, wat aan die ander kant die straat bly. Wat in jou familie is, in jou vriendekring, in jou werkskring. Is mense naby wat hier hoort. Ken jy hulle harte? Is ons gemeente tekenend hiervan uit die woord van God en in die sang en die erediens, maar spesifiek dan in die week, dat ons daai gaan haal wat hier hoort, deur ons getuienis, gaan vertel ons vir hulle. Dalk net met 'n glimlag, sê kom saam met my. Daar waar jy die woord van die Here kan hoor, en wat ons nou gehoor het in die Psalm wat Dawid sê, toe ek bang was, het U my versterk, en hoeveel van ons het dit nodig, wat in vrees leef. Mens kan baie ver uitreik, of uitbrei, na die armes, siekes, bejaardes, in die ouë huise, die agtergeblewenes, eensames, mense wat in geestelike wanhoop
deur beproewings gaan en deur terugslaa, wat hooploos geraak het. Mense in tronke. Mense wat die samelewing een kant toe geskuif het. Mense wat dalk anders lyk as ons, of anders dink, of anders voel. Met respek gesê, as Jesus hier sou instap, wat sou hy aan hê? Wat se klere sou hy aan hê? Moontlik sy vuil kleed, vol handemerke, dalk vuil voete en sandale. Hoe sou ons hom aangekyk het as hy hier in die gangetjie afstap? Broers en susters, Jesus het gekom vir hierdie mense. Hy sê dit in Markus 2:17. Die wat gesond is, het nie 'n geneesheer nodig nie, maar die wat siek is. Ek het gekom om die te roep wat op die regte pad is. Nie op die wat op die regte pad is nie, maar sondaars tot bekering. Dis hoe die kerk van Jesus moet lyk. Dis waar ons vir Jesus gaan vind. Ons het vanoggend, kom ons trek dit so 'n bietjie na ons gemeente toe, met groot vreugde en dankbaarheid 'n nuwe saal in diens geneem. En die Here het vir ons besonderlik geseën met 'n pragtige kerkgebou. Nou 'n nuwe saal en badkamers en toerusting, daar waar Wernle agter sit, en die orkes hier en beligting en soveel mooi dinge wat wonderlik is. Ons het vanoggend ook gehoor, God is 'n God van uitnemendheid en hy soek en hy wil hê dat ons hom uitnemend dien met dit wat hy ons gee. En dit is belangrik. Maar dis nie die noodsaaklike van die kerk van die Here nie. Klink dit dalk nou hoe ironies? Alles wat ons hier sien, en alles wat mooi is, en alles wat ons dankbaar oor is, moet daar wees om die woord en die lied en die liefde te ondersteun en op te dra en uit te dra. Dis waaroor dit moet gaan. Dit gaan nie oor ons hier in ons gebou nie, dit gaan nie oor die klanksysteem, dit gaan nie in die eerste plek oor die lig, dit gaan nie oor die band nie. Almal wat hier betrokke is, doen dit tot eer van die Here en sy naam. Dis hoekom ons sing wat ons sing. Maar hulle gee nie 'n vertoning hier dat ons hande klap, hoe mooi is die vertoning, soos wat ons 'n show gaan kyk nie. Want, verskoon maar die Engels, maar as ons 'n show gaan kyk, is dit mense wat kan afshow. Het gaan oor begeleiding hier, dat ons almal die Here kan loof en prys. Alle liedere gaan tot sy eer. Soos Dawid gesing het, uit die hart uit. En as mense, ander kerke wat dalk nog onder 'n boom is, of in 'n skoolsaal wat net 'n klavier het. Maar kom tot eer van die Here sing. Het gaan oor die hart. God soek Dawid se hart en ons harte. Die kernsake. Weet jy wat gaan baie lelik wees van ons mooi geboue? Kom ons vat nou die saal. Pragtig, die wat jy het almal dit gesien. Wat gaan lelik wees? As dit leeg bly. Soos nou. Hoekom is dit dan daar? As dit leeg bly. Wat soek ons daar? Wie soek ons daar en hier? Ons kom nie in die eerste plek vir die uiterlike nie. Ons wil Jesus hier vind. En dit wat gedoen word, moet die gekruisigde Jesus Christus en die opgestane Jesus Christus erken en loof en prys. Dis wat ons hier kom doen. En ons kan dit goed doen, by uitnemendheid met dit wat die Here vir ons bygevoeg het. Ek wil begin saamvat en vra maar, hoe kom ons hierby uit? Hoe kan ons
bly dit doen. Dat ons nooit in ons gedagtes dit kan eers indink, dat sou Jesus hier instap, hy wil uitstap nie. Dit kan nie. Ons kan dit nie bedink nie, daar is so beklemming wat om ons kom, as ons dink dit moet gebeur. Waarmee is ons besig? Matteus 16 vers 24, bekende vers. Ons moet onsself verloon, ons kruis opneem en hom volg. Dit vat die kern is, as Jesus ons roep, dat ons daarmee besig moet wees. Hy is ons leidsman, hy is ons herder, ons volg hom in sy spore. En hierdie doel, en dit wat ons hiervoor kom, moet die rigting van my elke dag se lewe wees. Hy moet elke dag, elke oomblik beheer en regeer. Nie my eie ek nie. Ons weet hierdie dinge, maar ons kom moeilik daarby uit. Dit gaan oor die suiwer evangelie. Evangelie beteken die Griekse euangelion, goeie nuus. Weer klink so. Kan u nog sê, wat is die ware evangelie? Dalk die kinders, weet nie, as ek of vir enigiemand nou sê, kom ons kry pen en papier, en jy skryf my een sin neer, wat is die evangelie van Jesus Christus? Wat gaan jy skryf? Die mees nucleus van die woord van God. Die slim teoloog R.C. Sproul en John MacArthur, hulle mekaar baie aangehaal, ongelukkig is al twee onlangs oorlede, het gesê, die evangelie van Jesus Christus bied nie aan die sondaar wat die sondaar wil hê nie. Dis een ding wat die evangelie nie is nie, en nie doen nie. Reinhard het vanoggend mooi gesê, God is gans anders, uit die Duitse teoloog se woorde. Die gans ander, en ons is gans anders. Ons kan nie hier aanbied wat die wêreld aanbied nie. Hoekom sal ons dan nie na toe kom? Dan kan ons ons vertonings gaan kyk. Jy moet iets anders wees. Al het ons wêreldse musiekinstrumente en orgels en ligte, ons is 'n pragtige saal. Wat hier binne gebeur, dis wat God se hart verlang, nie die uiterlik, maar die binnekant. Dis die evangelie. Ek het net jy kan hierdie afneem as jy wil. Maar die evangelie bestaan uit 'n dubbele toekenning of 'n toerekening. Ek het dit al hier genoem, maar jy kan dit nou jy eie maak. Aan die kruis van Jesus is my sonde aan Jesus wat sondeloos was toegereken. Hierdie is die kern van die evangelie. Ek wat vol sonde was en nog steeds is, hy wat sondeloos het dit op hom geneem. Dis aan hom oorgedra. Ek is nou skoon gewas deur sy bloed. Hy dra dit weg in sy stikkende sterwe. Vir my. Ek het een keer gesê, as jy nie vir Jesus aan die kruis sien hang nie, sal dit vir jy geen betekenis hê, maar eers as jy jouself nie daar sien nie. Hoe Jesus kom en vir jou en vir my aftel van die kruis, en hy gaan en hy sterf van die kruis. Dis die een kant van die evangelie. Ek word skoon gewas deur die bloed en die liggaam van Jesus Christus. Dis nagmaal. Die tweede een, nou is ek skoon, sy volkome geregtigheid, sy regverdigheid word weer aan my gegee. Wat Jesus gehad het, volkome regverdig, wys, alles, hy's God, dit word vir my gegee. Aan my oorgedra. Ek skuld niks meer in terme van goeie werke. Dis hoekom ek kan hemel toe gaan, weens daai evangelie, wat ek glo, wat ek my eie maak, dis die kern. Hierdie is die dankbaarheid wat my dryf. Dis hoekom u hier sit vanaand, en ons elke Sondag kom, en ons dankbaarheid teenoor die Here betuig. Daar's 'n eis,
Dawid het gesê, hy laat hom leer deur hierdie woord van God. Is ons so, want dit vra God se volkome geregtigheid aan my gegee. Ek is regverdig gemaak. Nou moet ek daai regverdigheid uitleef in gehoorsaamheid aan hom. Dis my heiligmaking, al hoe meer heiliger. My lewe moet verander. En hier kom nou 'n laaste gedagte, broers en susters. Want as ek dit hoor, kan ek terugkom hiernatoe. As dit gepreek word en as dit bedien word, hierdie liefde van Jesus Christus en God, wat hy gaan soek het in die huis van Dawid, sy hart. Daarvoor kom ek terug, want dit voed my tot oorlopends toe. Broers en susters, as jy agterkom nou, in jouself waar jy dink, as jy bewus word van iets wat verkeerd is in jou lewe. As jy besef, my rusies met my medemense, my bitterheid, my trots, my woede, my wrokke wat ek soms neem, my vergelding, as iemand my verontreg het, my suinigheid of my oneerlikheid, my verslawing, dronkenskap, my losbandige lewe, 'n seksuele verhouding voor of buite die huwelik. Ons kan maar opnoem waaraan ons mense al gewoond geraak het. As ek agterkom, dit is deel van my lewe en ek het nie 'n vaste voorneme om het voor God te bely en my te bekeer en 'n nuwe verhouding met hom begeer nie, het jy jou nie in Jesus vasgeloop vanaand of in enige erediens wat Jesus verkondig. Of was hy hier? Het jy hom gemis? En as ons vir Jesus mis, omdat ons nie fokus nie, omdat ek nie dit intern deel van my wese maak nie, dan bedroef ek die Heilige Gees. Ek verag die Heilige Gees, wat hy oproep op my doen nou, deur sy woord. Ons het gebid daarvoor, deur sy Gees. 'n bekende Nuwe Testament is Stefan Joubert, ons ken hom, hy gaan ons DV ons gemeentekamp lei volgende jaar. Hy het 'n spreekwoord wat hy sê, jy moet jou kop aan kop aan Jesus vasloop. Dan sal jy bekeer. Dan sal jy besef wie hy is en wie jy is. Wat is kop aan kop? Dis 'n botsing. Hoop nie enige van u was al in 'n kop aan kop botsing nie. Wat gebeur in 'n kop aan kop botsing? Iets breek. Iets is stikkend. Jy kan jou lewe verloor, jy kan doodgaan in 'n kop aan kop botsing. En is dit nie wat bedoel word nie, as jy besef wie Jesus is en wat hy daar gedoen het vir my. En ek kop aan kop in hom vasloop, dan sterf my ou mens, my ou natuur, my eie ek lewe. Dit sterf en ek daar staan 'n nuwe lewe op van 'n begeerte om saam met Jesus te loop, te volg, te groei. Dis waarvoor ons gekom het. En mag dit so wees met elke erediens in ons gemeente, en mag dit uitsprei, die kernsake, en met dankbaarheid oor al die mooi dinge wat die Here ons toevoeg. 'n Groot gemeente wat 'n tweede dominee wil beroep, by die vermoë. Dankie Vader daarvoor. Dankie vir 'n verhoog vol kindertjies. Mag ons dit net groei, meer liefde, meer Jesus, meer koinonia met mekaar. Elke dag, elke Sondag, tot die einde van ons lewe, of tot Jesus weer kom, ons weet nie wat die een is eerste nie. Waar ons in ewigheid, in volle heerlikheid, by hom sal wees. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, as U so met ons praat, is ons woorde min. Ons kan niks byvoeg nie. U woord is volkome, U woord is volmaak.
Maar die woord sny tussen liggaam en siel, dit sny ons in twee. Dit sny aan en dit sny af. Mag dit ons eie stukkende lewe afsny en ons aansny aan die nuwe lewe wat Jesus met sy opstanding vir ons berei het. En ons elke dag opstaan uit ons beddens uit in 'n gebed van 'n nuwe lewe. Dankie Vader vir die lig van 'n nuwe dag en geleenthede om U te volg. Dit bring blydskap en vreugde en mag dit aansteeklik werk met almal in ons huise, almal in ons familiekringe en vriende en werkkringe, dat ons sonder 'n woord met 'n glimlag kan getuig, U het my 'n nuwe lewe gegee, Jesus Christus. Mag ons anders hier uitstap as wat ons ingestap het. Met ons voornemens om ons gedagtes, ons woorde en ons dade te verander in ons heiligmaking proses. Dis 'n voorreg om saam met U te wees. U gaan ons vooruit en U roep ons, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Jy wat vol sonde is. En ek sal jou rus gee, sê Jesus. En hy sal ons vat tot waar hy ons wil hê. Dankie dat ons met hierdie lig, al is dit donker buite, die lig in ons harte, die lig in ons gedagtes verlig hierdie week kan ingaan. Sigbaar en hoorbaar vir almal om ons. Maar ons nou weer gaan sing, U gaan loof en prys en aanbidding, Vader, mag ons dit uit ons harte uit na U toe uitdra en na mekaar toe. Amen.